Welkom by Flowering Almonds se ouerskapsuitdaging. Ons is besig om mekaar uit te daag vir 40 dae om ons kinders vas te maak aan Jesus Christus, om nuwe gewoontes en nuwe tradisies in ons huise te skep. So vandag se tema is oor jou huisreëls. Wat is die reëls in jou huis? Het jy spesifieke reëls en weet jou kind wat die reëls is? Nou julle, wanneer daar nie reëls is nie, is daar nie grense nie. So as jy gaan dink aan 'n grensdraad om jou huis, as die hondjie kan sien, waar is die draad, dan gaan hy net tot teen die draad hardloop. As daar nie 'n grensdraad is nie, gaan hy uithardloop in die straat en kan die karre om raakry. Dit is maar net 'n basiese logika. Ons het klasreëls by die skole, ons het skoolreëls. Ons het kleredragreëls by ons werk, daar is 'n sekere gedragskode waarin ons onsself in ons beroepe aan onderskryf. Maar as ons by die huis kom, verwag ons kinders moet gehoorsaam wees, hulle moet regte keuses maak, hulle mag nie die hele tyd skermtyd hê nie, hulle moet die regte vriende hê. Maar hoe kan ons dit van hulle verwag as ons nie duidelike reëls saam met hulle opgestel het en tyd ingesit het om dit neer te skryf, vas te pen, almal onderteken dit soos 'n kontrak en ons maak 'n deel van ons huis nie. Nou ek sal so goed onthou, dit het nie baie gebeur nie, maar die paar kere wat dit gebeur het, het in my geheue vasgesteek, waar my ouers 'n huisvergadering opgeroep het, waar dinge uit lyn uitgetrek het en hulle het gesê, nou hou ons 'n vergadering en ons gesels oor die dinge wat pla en wat nie reg en nie in lyn is nie. En dit was my so kosbaar, daai wat ons op 'n tafel sit en jy voel sommer so groot en volwasse, want jou ouers sien jou belangrik genoeg om jou deel te maak van die vergadering en nie net 'n rasende baklei nie. Nou, doen ons dit met ons kinders of laat ons dit na? So my uitdaging aan jou is, kry jou kinders bymekaar, trek 'n huisvergadering op, hê 'n koutjie gereed en 'n gekleurde papier en die woord van God. En stel reëls op vir jou huisgesin wat gebaseer is op die woord van God, want dan is die fondasie stewig. Die skriwe dit ondersteun. Dit is nie net mamma en pappa wat hierdie reëls maak nie, want dit is wat die woord van God van ons verwag. Nou, Joshua 24 vers 15 sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. So, dit is die eerste ding wat jy vir jou kinders sê is, ons as gesin maak die keuse net soos Joshua. Ons as gesin gaan die Here dien. En daarom moet ons sekere reëls opstel, sodat ons kan seker maak, ons volg die Here se woord, ons tree regop en in ons huisgesin is ons veilig. Ons het daai lyn, daai getrek om die huis, daai heining is veilig, sodat ons nie buite die heining gaan nie. Spreuke 22 vers 6 sê, lei die seun op, volgens die weg wat hy moet gaan. Ook wanneer hy oud geword het, sal hy daarvan nie afwyk nie. Deuteronomium 6 vers 6 tot 7. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit in jou kinders inskerp. So dis 'n opdrag uit die woord van God uit. Nou julle, God is 'n God van orde. As ons net aan die skepping dink, dan was daar 'n sekere volgorde wat gevolg was toe die aarde geskep was. Dit was nie alles wat deur mekaar gemaak was nie. God het op die eerste dag en nag gemaak. Die tweede dag het hy hemel en aarde gemaak. Die derde dag het hy die plante, die bome, die gras en die grond. So daar was 'n volgorde en op die sewende dag het hy gerus. So hy is definitief 'n God van orde. Nou 'n gesin waar daar nie orde is nie, is daar nie reëls nie, is daar chaos. En waar daar chaos is, kan daar nie vrede heers nie. Reëls help jou kinders om veilig te wees en om geliefd te wees. Nou reëls bou ook 'n fondasie. Wanneer 'n huis nie 'n fondasie het nie, gaan die stormwinde dit omslaan. Dis weer terug na die huis op die sand en die huis op die rots. So reëls is die fondasie wat ek nou lê. Ek sê dit is veilig, dit gaan stewig gebou wees. Reëls beskerm, dit straf nie. Nou kinders sien dikwels reëls as beperking, maar ons as ouers weet dit is liefde, dis om ons kinders veilig te hou. Nou, hoekom sou God 10 gebooie gegee het in die begin van die tydperk in Israel, wat hulle uitgetrek het uit Egipte uit?
is om hulle veilig te hou, omdat hy lief is vir sy volk en nie wil hê hulle met mekaar bedrieg en kwaad raak en ander gode aanbid en lelik praat en nie rus inwerk nie. Dit was 'n seëning. So reëls bring seën. Wanneer ons God se woord gehoorsaam, volg daar seën. So dit is dieselfde vir ons kinders. Hulle leer om die woord van God te gehoorsaam en te onderhou. En dan kan hulle ook in hulle lewenswandel gehoorsaamheid toepas. So julle, 'n baie belangrike ding wat ek hierso vir julle net wil sê is reëls sonder liefde maak 'n hart hard. Ek sê weer. Reëls sonder liefde maak 'n hart hard. Maar liefde sonder reëls maak 'n hart losbandig. So dit is waar chaos heers. Nou, hoe doen ons dit? Om dit prakties te stel. Ek het sommer hierso 'n strandsambreel, so dit reën daarom nie weer soos een van ons vorige video's nie. Hierso is my strandsambreel. Hy's lekker groot. So, wanneer ek my vergadering met my kinders het, dan sê ek vir hulle, kom sit hierso teen mamma en pappa, ons almal onder die sambreel. Nou, speel, is daar 'n groot storm daar buite. En almal wat nie onder die sambreel is nie, sê bietjie vir ons, wat gaan met julle gebeur? En hulle gaan sê, hulle gaan nat reën, hulle gaan koud kry, die haal gaan hulle seer slaan. Maar as jy onder die sambreel is, wat pappa styf vashou, hoor pappa, wat jy styf vashou, dan gaan die kinders nie nat word nie, hulle gaan nie seer gemaak word nie, hulle gaan veilig wees. En dis hoe ons begin in ons huisvergadering en ons sê, mamma en pappa gaan saam met julle nou reëls opstel vir ons gesin, want hierdie reëls is soos hierdie sambreel, dit hou ons veilig. Julle kan selfs verder gaan en sê, dink aan die sambreel op die strand, as ons hierdie sambreel op die strand opslaan, dan keer dit dat die son ons nie verbrand nie. Nou wanneer ons buite die grense van hierdie sambreel gaan, dan gaan iets met ons gebeur wat skadelik is en sleg is vir ons. So mamma en pappa wil hê ons moet reëls hê sodat ons veilig kan wees onder die Here se beskerming en in sy hand. So dis hy. Daarso is die sambreel. So as jy nie 'n sambreel het nie, kry 'n prentjie van 'n sambreel of maak sommer met papierborde sambrele vir net die voorbeeld. So hier is die reëls van my gesin wat opgestel is volgens die woord. Die eerste een is, wees lief vir God en lief vir mekaar. So dis die eerste een, want die woord van die Here sê in Deuteronomium 6 vers 5, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Nou in ons gesin is ons mekaar se naaste. Ons lewe teen mekaar. Ons het kamers by mekaar. Party van ons deel kamers. Ons lewe is in mekaar ingeweef. So ons is mekaar se naaste. So ons moet mekaar lief hê. En dan praat ons oor liefde. Hoe lyk liefde? Liefde vergewe. Ons kan Korintiërs dan gaan lees. Liefde is verdraagsaam. Dis nie opgeblaase nie. So as mamma en pappa met julle praat, dan blaas ons nie ons kiewe op nie. So ons verduidelik daai reël uit die skrif uit. So dis baie omvattend. Liefde is omvattend. Die tweede een, luister en gehoorsaam die eerste keer. Spreuke 13 vers 1 is die skrif wat dit dan ondersteun. So daar's 'n reël in ons huis. As ek gepraat het, praat ek een keer. Anders gaan daar 'n gevolg wees. Nou julle, ek weet nie of dit net in my huis is nie, maar my kinders sukkel om die eerste keer te luister. Maar wanneer daar gevolge is vir die feit van hulle ongehoorsaamheid, en as ek na hulle wys en sê, maar ons huis se tweede reël, het julle gebreek. En daai reël kom uit die woord van God uit, so ons gaan onderstreep dit wees, soos ons vorige video, die skrifgedeeltes. Dan gaan ons en ons onderstreep en ons sê, maar jy het dit dan in jou Bybel onderstreep, jy het self gesien. Dit is nie net wat mamma en pappa sê nie, dit is 'n opdrag van die Here af. Die derde een, gebruik vriendelike woorde en 'n vriendelike stem. Efesiërs 4 vers 9. So, ons is nie opgeblaase nie, ons raak nie kwaad vir mekaar en praat so lelik met 'n harde stem en wat maak jy nou weer nie? Ons praat vriendelik, ons praat mooi met mekaar, ons sê woorde wat soet is, soos heuning. Jy kan selfs 'n heuningkoek uithaal om dit te verduidelik vir jou kinders en sê, proei. Dit is ons woorde moet wees, want dis nie wat die woord van God sê, ons woorde moet soet soos heuning wees. Die vierde een, wees eerlik en lojaal. Spreuke 12 vers 22. Nou in my gesin weet my kinders, as hulle die waarheid praat voordat ek dit uitgevind het,
mag ek hulle nie straf nie, ongeag hoe erg dit is wat hulle gedoen het nie. Maar as ek dit by iemand anders uitvind, of as hulle vir my daar gejok het, is die straf sommer 2 keer erger as wat die straf sou wees. So wanneer jy fout gemaak het, wees eerlik en wees lojaal. So wees lojaal aan jou boeties en sissies, jou mamma en pappa en aan jou gesin, dis ons reël. So as daar iemand is wat met jou wil speel en hulle wil nie jou boetie of sissie moet saam speel nie, dan sê jy, in ons gesin sluit ons nie mekaar uit nie. Ek is lojaal aan my boetie en sissie. Ek praat nie sleg van my boetie of sissie by my maatjies nie. Ek praat nie sleg oor my mamma en pappa by my maatjies nie, want ek is lojaal aan hulle. Nommer 5. Hê 'n hart wat dien. So dit is in Filippense 2 vers 14. Wees diensbaar. So as mamma vir jou vra, sit gou die beker in die wasbak, dan is dit ons huis se 5de reël. Hierdie hande van my moet diensbaar wees. So dan gaan ek en ek doen dit met liefde, want die eerste reël is om liefde te betoon. As my boetie seer kry, dan help ek hom. As my sussie se kamer die mekaar is, al het ek dit nie vuil gemaak nie, dan gee ek 'n helpende hand. Ek help gou-gou om die skoolklere vir môre reg te sit. Ek help gou om broodjies te pak. Ek is diensbaar, want dit is wat Jesus van my verwag. Jesus het selfs sy disippels se voete gewas. Nommer 6. Vra toestemming en vergifnis. Efesiërs 6 vers 2 en Efesiërs 4 vers 32. So ek doen nie net wat ek wil nie. Ek gaan nie net waar ek wil nie. Ek nooi nie net maatjies nie. Ek maak en smaak nie soos ek wil nie, want hierdie sambreel word nie deur my vasgehou nie. Dis my ouers se huis, dis hulle sambreel wat hulle vashou. So ek vra toestemming voordat ek iets doen. Ek vra toestemming voor ek iets net vat. Ek haal nie net die sjokolade uit die yskas nie. Ek vra, mamma, pappa, wie se sjokolade is hierdie? Mag ek dit kry? Mamma, pappa, mag ek 'n lekkertjie uit die kas uit gaan haal? Mamma, pappa, mag ek 'n bietjie koeldrank vir my ingooi? Ek doen nie net wat ek wil en sê maar dis my huis nie. Nee, jy staan onder die sambreel van mamma en pappa. En dan die 7de een is die laaste een van my gesin se reëls. Onthou wie jy is, wie sin jy is en wie jy verteenwoordig. So dis baie omvattend. Wie is jy? Jy is ons kind. Jy is 'n geskenk van God. Jy is waardevol, jy is kosbaar. Jy is in jou mamma se moederskoot aan mekaar gewewe. Jy is beplan voor die grondlegging van die aarde af. Dis wie jy is. Jy het jou lewe vir Jesus gegee. Jy behoort aan hom. So jou lewe is nie meer jou eie nie. Jy kan nie net doen en maak soos jy wil nie. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Hierdie lyfie behoort aan hom. Hoe moet 'n tempel lyk? Hoe moet 'n tempel aantrek? Hoe moet 'n tempel optree? Hoe moet 'n tempel, wat se gewoontes moet 'n tempel hê? En dan mamma en pappa, onthou hierdie reëls is nie my kinders se reëls nie. Dis ons gesin se reëls. So dit raak taai, want wie sin is jy? Aan wie behoort jy? Wie is jy? En wie verteenwoordig jy? So hierdie 7de enetjie op my huis se reëls is 'n tawwe een, want jy as ouers moet ook verantwoording gee aan hierdie. Jy kan ook nie net doen soos wat jy wil nie, want onthou, ons kinders doen wat ons sê. Hulle volg in ons voorbeeld. Dis die eerste disippels wat ons maak. So as ons disippelskap wil toepas en ons wil die Here se groot opdrag uitvoer, dan begin dit by ons gesin. Dit begin by daai sambreel wat ons opgeslaan het. So mag die Here vir julle wysheid gee en opgewonde maak om 'n huisvergadering te reël, om die sambreel nader te trek. Doen dit op die gras, doen dit op die bed, maak dit 'n lekker speletjie waar die hele gesin betrek word. Kry lekker McDonald's of sterrie stampie melkies of spring popcorn, doen iets wat vir julle lekker is as gesin om dit spesiaal te maak. Maak daai oomblik spesiaal en stel julle huisreëls op. Laat jou kinders die prentjies op die huisreëls inkleer. Laat hulle vingerafdrukke op dit sit en sit dit ergens teen die yskas of teen 'n deur op waar almal dit kan sien. En hou mekaar verantwoordelik en verantwoordbaar vir hierdie huisreëls. So mag die Here julle wysheid gee en lei en mag dit tot groot seën vir julle gesin wees om so huisreëls saam te stel en huisvergaderings saam met mekaar te hou. Tot ons weer gesels. Totsiens.